Baie welkom julle, ag dis lekker. Ons gaan probeer dat ons so na 50 dis 'n lekker groep so 50. Dit was lank so 50 tot die COVID en ons begin praat, nee. Ons is 'n lekker groep woordskoolgroep. En kom ons raak opgewonde oor die woord. Kom ons laat toe dat die woord lewe in ons. En dat ons lewendig met die woord elke dag lewe, nee. Dat hy lewendig word hier binne en dat ons lewendig met hom lewe. Ek begin regtig ek begin soveel ervaring met die Here hê met die woord van dit. Dit is vir my net fantasties wat 'n mens regtig kan ervaar en beleef en dinge gebeur met jou wanneer jy die woord van die Here in jou hart het. Kyk, die duiwel is kwaad nie, hy word kwaad vir jou wanneer jy die woord begin hê. Want om julle gou net ietsie te vertel. Ek het so 'n camper ding wat ek nou 'n fout gemaak het om te koop. Jy weet, ek maak partykeer sulke impulsiewe besluite en my vrou sê daar's 'n manier wat ek hierdie camper kan doen. So ek is nou besig om die ding te verkoop. Maar hier kom 'n man by my en hy sê vir my maar hy is mal oor die camper en alles en ons begin ophou oor die camper praat en hy begin sy hart so oopmaak en vertel vir my hoe hy 'n wrok het teen mense, hy het 3 mense wat hy nie kan vergewe nie. Die ou begin net met my praat. Ek sê vir my pas, hoor, hy begin net met my praat. Ons is later 'n uur later, loop die trane oor hierdie ou se oë, want ek sê vir hom, luister my broer, jy moet gaan regmaak met hierdie mense, jy moet vrede kry. Hy bel my daai tyd en sê vir my, hoorie, as ek nou nie jou camper koop nie, dan wil ek net vir jou sê ek is besig om vrede met mense te maak. Ek is besig om my hart reg te maak. Maar u sal my nie glo nie. Dit gaan ons oor daai camper. Die duiwel is so kwaad dat ek met haar gepraat het oor die camper. My buurvrou se handbriek raak los en ry boor my camper. Sy staan met haar Fortuner so binne my camper. Ja. Ek in Alto ry op pad na die huis toe. Hy sê vir my oupa, stop gou vir my, ek wil by die parkie speel. Ons speel by die parkie, net daarna lei hy vir my en sê my buurvrou sê hoorie almal ek het in jou camper ingejaag, oor jou muur, die hele muur omgejaag. Ek ry weg daar. Toe ons terug weer verby op die parkie gaan, toe het 'n groot boom omgeval daar waar ek in Alto sit. Ek kan nie sê dit is presies daai tyd wat dit gebeur het nie. Maar toe besef ek meer, die vyand is net so kwaad omdat ons die Here ten volle wil dien en omdat ons 'n verskil wil maak. En as jy begin in mense se lewens, weet jy, daar was 'n tyd in my lewe wat ek wanneer ek nou so besigheidsgoed gedoen het. Ek sou glad nie my kop gestel het om te sien is daar iets wat die gees van die Here vir mense wil sien. En wanneer jy dit begin doen, wanneer jy jou oopstel, as daar mense in jou lewe kom, is hulle baie keer met 'n doel. Ek weet wêrelddien, jy raak baie mense aan daar by BNB. Ek weet dit, nee. En dit is iets wat ek op 'n tydstip glad nie in my lewe gedoen het. Ek het gesê besigheid is besigheid, die Here se ding is Here se. So ek het dit geskei. En dit ontneem jou van 'n volle lewe met die Here. Want wanneer jy mense se lewens begin aanraak, dan voel jy sommer, jy raak opgewonde en jy voel verryk in jou gees en jy voel sommer die Here kan wonderwerke doen en die Here kan mense se lewens begin verander. So ek wil vir julle sê, dit help nie ons doen 'n woordskool en 'n draak papegaai nie. Dit help nie ons raak soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes, ons ken die geskrifte nie, maar dit is nie lewendig in ons harte nie. En wanneer dit lewendig in jou hart is, dan moet mense daardeur aangeraak word. So jy moet bid, Here, hierdie woord wat U nou lewendig in my maak, dat dit mense aanraak in die dag waar ek wil wees. Jy hoef nie met jou godsdiens op jou mou te loop. Laat net jou lig skyn, hulle begin self praat. Alright. Goed. Ek gaan vir ons bid en dan gaan ons bietjie lekker begin gesels oor eindtyd goed. Ek weet nie hoe ver ons kan gaan nie. Ek wil nog 'n bietjie laat Karel en Geraldine op ons bietjie, is julle besig om bietjie voorberei vir daai wat julle of het julle nog nie by dit uitgekom nie? Nog nie. Ek het bietjie daai boek begin lees, so ek wil 'n bietjie kyk na dit. Maar ons gaan 'n bietjie gesels. Ek wil eintlik vir julle vra, jy weet, hoe wil julle hê moet ons aangaan soos wat ons die vorige jare aangegaan het, dat ek met onderwerp, wil julle een onderwerp hardloop vir 4, 5, 6 weke en dan weer oorgaan na iets anders toe, hoe voel julle in julle hart? Ja. Julle tevrede daarmee? Ja. Dus die Here is ons lei.
Ja, die Gees lei ons mos lekker. En ek wil weer vir julle sê wat nie te soek vandag. Daar Christel, ek dink julle is die eerste keer hierso. Wie's nog vir die eerste keer? Is julle vir die eerste keer? Wie nog? Is jy ook die eerste keer met? Baie wel. Ronnie is vir die eerste keer. So kom ons gee julle lekker handeklap. Okay, ek gaan bid en dan as daar een of twee is wat gou 'n teks wil kom sê wat opgewonde in hulle hart is, nee, is dit reg so. Julle het nie gedink om julle Dinsdag te doen nie. Dis reg. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie voorreg wat ons het om vanaand as u kerk, u liggaam. Here, daai lokomotief met daai lekker waans aan. Here, ek is so opgewonde wat ek sien hoe die koninkryk gaan uitgebrei word. Wanneer daai lokomotief met sy baai deur Borein en deur Durbanville en deur Kraaifontein en deur Brandfontein begin beweeg. En mense begin die teenwoordigheid van die Here ervaar en mense gebruik hulle gawes en begin om te opereer in die heerlikheid van die Here, gaan hierdie plek verander word hier om ons. En ek bid daarvoor, Here, ek bid en geloof daarvoor, waar elkeen van hierdie mense beweeg, dat u saam met hulle beweeg en dat mense sal ervaar, God is hier naby ons, in Jesus naam. Amen. Amen. Okay, julle, so word lewendig vir die wêreld hier buite, dat hulle kan sien nie skyn heilige kinders van die Here nie, ware kind van die Here wat God se gees dra. Okay. Kom, wie wil gou vir ons 'n teks of twee sê? Nou, waar is die lot wat so Sondag uitgehardloop is, hè? Het niemand 'n teks nie? Okay, kom ons doen. So, pastoor het laasweek so van 'n teks opsê die kerk net maar wat is die kortste en maklikste teks om te kry op te sê? Die Here is by harte. Nee, dit is nie. Dis nie die En ek dink, wat gaan ek kry? En ek kry dit, ek dink nog weer sê jy kort weergawe het, jy 'n korter weergawe het. Want die kort weergawe is Jesus het geween. Die korter weergawe is Jesus wept. Ja. Twee woorde. Twee woorde. En dit vat my so dat Johannes 11:35 en dat weer. En dit vat my so dat dit so powerful dat 'n hele teksvers word gebruik vir Jesus wept. En ek gaan verder en ek gaan soek te verder en ek staan net 3 keer in die Bybel. Ek staan in Lukas 19:41 en dan staan dit in Hebreërs 5:7-9. En verder is dit elke keer net wanneer mens ons Jesus seer gemaak het. Ons luister het nou ons het weer gesê. So die ene gedeelte van Lazarus is Johannes 11:35. Die ander gedeelte is wat hy in die tempel ingegaan het om mense te koop te koop. En die laaste een in Hebreërs is net voor hy gebid het vir ons dat hy ons moet leer. Ja, maar ja. Is dit nie wonderlik nie? Nee. Ja, nog iemand. Ja. Ek het dit net nou gebou wat soos 'n uitstel. Okay. En ek het hom nie heeltemal geleer nie, maar ek wil hom graag Lees hom. Okay, nee, maar ek sal hom sê dit is Johannes 14:12. Okay. En dit is vir waar ek sê vir julle wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen en hy sal groter werke doen omdat hy sal groter werke doen as dit omdat ek aan my Vader gaan. So, want Jesus weggegaan het? My vers. Wonderlik. Ek weet die werke wat Jesus gedoen op aarde. Ek gaan nog groter werke as dit doen. Dis reg. Want hy was 'n Vader. Dis maar waaroor ons nou praat, hè? Ek kan doen wat hy Ja, wil. ja. En hoekom gaan ons groter werk? Omdat hy dis 'n Vader. Omdat hy nie dit meer doen nie. Hy doen dit deur sy Heilige Gees. Daar's 'n mens, ja, want jy het nie Sondag gekom nie, of weet jy? Jy het nie Sondag, ja. Ja, hulle wou nie meer weet nie. Wat is die studie daar? Wat soek dit van sy Here? En al die dinge wat God het. Dit is 'n skrifgie wat ek met kinders weer voorgemaak het. Alles wat ek doen, eers is wie die Here in die bestaan. Alle ander dinge sal by hom. Wonderlik. Nog iemand? Yes. Daar's hy. Hebreërs 4:13 sê, en daar is geen skepsel sigbaar vir hom nie, maar alles openbloot voor die oë van hom wat hom Wonderlik. Prys die Here. Myne is nogal ook 'n interessante storie want ek is besig met die boek te lees van Roman After God's Heart en ek het hierdie skrif gekry die pastoor gesê
om beskryf te kry, toe kry ek hierdie boekie geskenk by iemand, né? En hulle was 'n versie is vol op die boek. Dis 'n splinternuwe boek wat gebruik nie. Daai selfde versie kry ons geskenk by iemand. Dis net die Here gee vir daai geskenk. Ja, en dit was regtig 'n versie wat dit was Proverbs 3:6 nog gelees het voor ek hier van vers 5. Is trust in the Lord of your heart, and lean not to your own understanding. In all your ways admit him, and he will make your way straight. In all your ways submit knowledge. All your ways Dit was submit. my daai all your ways was my nogal belangrik. Maak saak wat jy doen. Jy moet submit. Alles. Dis wonderlik, né? Sy het daar so, ek kon julle hoor, kan julle hoor? Kan julle nog nie? Julle is nie wedergebore verganklike sake, maar onverganklike lewe met 'n voorkeur tot 'n ewige Wonderlik, né? se geheimnis. En sê almal, die Here gee my krag. Ek weet nie of een van julle wat maar kan sê wat beteken enige iemand Wat kan sê, die Here gee my krag? ja, om sê die Here gee ons krag. Sê gou voor. Dis genade. Gee jy vir ons. As jy eindig moet ons word kragtig kry, Here die krag van sy sterk. Hy sê, bly in my soos ek in julle, want sonder My kan julle niks niks doen. Die Here kan niks vir u kerk doen as u nie In hom is. Hy sê, hy was jy, dis hoe jy gewas word. Ja. Hy sê in Openbaring, julle laat afwas. Afwas. Jy kan nie skoon. Hy sê wat dan sal ons kom en ons sal skoon maak, ons sal hom heilig, ons sal hom reinig, alle goed. Ons kan niks sonder God doen. God doen vir die woord in jou. Prys Moet in jou bly. Dis hoe ons sê vir Sabbat. Ja, Sabbat die man. Die bande na van God staan. As jy asem weet van Here, ek dink dit dag en nag. Dag en nag. Dan sal ek dis die woord. Laat Wat ons se plan in die voor wêreld. ek soos die dag. Wonderlik, man. Halleluja. Yes, ons het tweede keer die wêreld, hè. Hoor jy, ek net vir julle sê nie. Ek was so 'n jong man en nou dit is nie baie lank terug nie. Ek is daar gemeente op die rots gewees. En ek was ek sê vandag gedoen, ons moes 'n groot party hierdie week met my dogter en my skoondogter. En ek sê vir Doan vandag 22 jaar terug toe ons nou in die Kaap gekom het en ons in die gemeente op die rots gekom, was ek so iets Doan. En die lewe het net so verby gegaan. Maar as ek dan oor Ronnie kan vandag praat. En dis nou nie dis nie nou enigstens dat hy nou goed voel daaroor, maar ek het net wat ek net wil sê vandag vir hom is toe ek nou daai jong man is van 35 en ek stap by daai kerk en ek stap verby daai bidkamer en Ronnie bid net. Kyk my broer en my suster. Ek weet nie of jy nog so bid nie wat. Het jy minder begin? Blijkbaar nie. Daai man. Dit sonder op. Ja, het gebid. Daar's nog 'n kort teks, hè. Dit is nog dat die kerk gebeure laat as Ronnie daar bid. En Ronnie kom bid in die kerk op so. Halleluja. Super. Julle kan ons aangaan. Ek wil julle het die teksies van Sondag. Ek gaan 'n bietjie stil staan by Sondag want ek wil hê ons moet 'n bietjie gesels oor die einde. En ons moet begin kyk dat julle verstaan en ook as julle verskil met my asseblief nê. Onthou wat ek vir julle gesê het. Die wederkoms en die wegraping. Het julle gekyk of kry julle 'n woord soos wegraping in die Bybel? Het julle dit al gekry? Ja. Ek het dit seker vertaal. Apart. As jy dit is daar weg. Okay? Want ek het in die Afrikaanse Bybel sien jy dit. Het julle dit daar is so woord. Apatso is die Grieks, nê? Wat nou sê weggeruk, apatso, nê? Maar wat ek eintlik vir julle vanaand wil sê is, dit maak nie saak of party mense dit wederkoms, daar is verskille in die kerk oor wegraping en wederkoms.
wat vir my die grootste sin maak, is dat die Here nie, as hy wederkoms en hy kom trap op die berg, want onthou met die wederkoms gaan op die berg Olyfberg trap, die berg gaan split, die groot rots waaroor ek gepraat het, gaan inhardloop en alles vernietig, alle antichriste, alle valse Christen, alles wat in die wêreld korrup is, alles, gaan dit fyn maak, dat daar op niks kan oorloop. Nee, dis wat God se koninkryk op jou gaan weet. En dan, by die wederkoms gaan dit 1000 jaar, wat ons gaan Jesus se mag ervaar, Jesus se autoriteit, Jesus se regering gaan ervaar. Nee. Nou, wat ek probeer sê, is daar soveel skrifte wat sê, dat hy moet die tyd verkort, want hy moet sy kerk weggaan, daar's ander dele wat sê, as die tyd verkort word, gaan niemand gered word nie, dat die kerk van die Here, dat ek nou vir 'n oomblik vergeet dat ek nou hier wil sê, maar ek sal dit nou weer vang, maar ek gaan nou weer terug. Maar wat dit vir my sê is daar moet 'n tyd wees wat die kerk weggevat word, want hy praat van sy kerk wat suiwer hou, wat eintlik die verrottingsproses teewerk, en die Heilige Gees, wanneer ons weggaan, die kerk weggaan, gaan die Heilige Gees ook weg. Onthou, wie bly binne? Die Heilige Gees. En as ek weg is, en julle weg is, wat kinders van die Here is, gaan die Heilige Gees weg. Dus nou, daar is baie duidelik, en ons gaan nou van die skrifte net weer kyk, en dan moet julle met my praat. Daai ons en die Heilige Gees hou die proses van sleg, hou dit nou nog teer. As ons die dag weg gaan hier, julle, gaan hierdie plek in 'n verskriklikheid verval. Alright, ja, dit sal gaan, dit gaan gaan. Nou wat ek sê is, as die Here ons dan nou weggaan, gaan hy nou kom en op die berg trap en ons dan gou hierso vat na hom toe hier en dan gou alles verander en vir ons trone gee en dan sê hy okay, nou regeer die saam. Dis mos nou net absoluut belaglik. Hoe sal hy nou hy sê daar's 'n regterstoel oor nie. Wat net die gelowiges, omdat die gelowiges alone gaan voor die regterstoel kom. Okay. So, hoe sal hy nou, as hy nou hier kom, al daai goeie, daai hele proses hierso sommer nou so hier doen, jy weet. Dis vir my baie duidelik dat ons hemel toe gaan, dat ons voor die regterstoel van Christus gaan verskyn, dat ons krone gaan kry, want ons gaan saam met Jesus regeer op aarde. En dan kom ons saam met hom terug, en wanneer hy op die Olyfberg trap, en ons almal is hier saam met ons, gaan ons 'n groot regering hê. Jy weet, so, net so in die begin, terwyl ons nou op die tekste kyk, gaan julle weer dit kan bedink wat ek nou goed sê, en dan sal ek dalk onthou wat ek nou net nou wou gesê. Okay. Goed, ek wil net weer 2 Timoteus 3 vers 12 tot 17. Wil ek net gou weer, eintlik maar meer 17 en almal wat God, kom ons lees dit dan. En almal wat ook God vrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. So, ons sien wat nou gebeur. Hulle wat verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Hy praat hierso met, is dit Timoteus? En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken wat jou wys, kan maak tot saligheid deur geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Sodat die mens, en hierdie deeltjie is vir my, en ek wil hê eintlik moet hierdie teks almal se favourite word. Een van jou favorites. Ons kan maar baie favorites hê. Onthou ons het nou een teks wat ons gesê het ons wil elke week leer, né? So aan die einde van die jaar gaan ons almal 52 tekste ken. Is dit reg so? Nou hierdie moet een van hulle. Sodat die mens van God, is jy 'n mens van God? Amen. Volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Nou ons moet volkome toegerus wees en dit gaan met hulp van die woord en van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die wonderlikste leermeester. Ek kyk partykeer en dan dink ek, ag Here, ek is nie 'n spreker nie. Ek kan nie met mense praat nie. Ek kan nie eens dink wat ek volgende week of volgende Dinsdag moet praat nie, wanneer ek daar begin sit om 'n Gees van die Here net hier binne my werk. En dan is dit verstom wat ek wat die Here wil sê. So jy moet toelaat dat die woord jou volkome toerus. En dis net deur sy wonderlike Heilige Gees wat hy jou laat verstaan wat nie die beste teoloog kan verstaan.
Jy weet, en dis vir my wonderlik wat die gees van die Here. Okay, goed. Nou gaan ek bietjie oorslaan met die preek en ek wil bietjie gaan na die wêreldorde. Ons het nou bietjie, want ons wil nou kyk waar is ons nou en ons het dit uit, kon julle kyk na of geluister het na die woord. En so julle het 'n goeie idee. Wie was nog nie in die kerk Sondag? Kon julle na die WhatsApp preek luister? Nog nie. Hoe julle werk? Dit was net 'n halfuur, hoor. Ek werk jy 24 ure? Ja. Oh, amper. Amper. Alright julle. So, nou wil ek het vir julle gesê dat die eerste wêreldorde, een wêreldrangorde was met Nimrod geweest. En ons het vir julle gesê, dis in Genesis 10 en julle kan maar net gaan lees. Dit sê nie veel as dat Nimrod was eintlik die een wat Babel begin het en die verwarring van Babel wat daar gebeur het nie. En daar sal altyd goed opstaan en dit het eintlik nogal nou 'n lang tyd gebeur waar daar nie 'n koninkryk opgestaan het nie, want die 10 moet nou begin, net daai 10 koninkryke. Maar ons gaan nou as ons nou kyk weer net gou na die droom van Nebukadneser, dan wil ek hê jy moet gou saam met my lees uit Daniël 2 vers 32 en ons gaan 'n bietjie lees tot 47. En dit vat nie so lank nie. Jy moet nou nie dink, wat jy van die hele Bybel lees. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper. Okay, so Nebukadneser, God wou eintlik baie mooi deur daai ou gewerk. Dit was een van die sterkste koninkryke wat daar ooit was. Maar hierdie hoogmoed in sy hart en wat het gebeur na hierdie droom gehad het? Kan nou mense droom hê? En 'n man van God, Daniël, kom en hy sê vir jou presies wat jy gedroom het in die nag, wat net jy van weet, en hy sê vir jou, dit is die uitleg. En God praat duidelik met Nebukadneser en hy sê vir hom, luister, jy is een van die grootstes, nee? Maar ek wil nie hê jy moet hierdie hoogmoed in jou hart ronddra en goed nie. Wat gaan doen hy? Hy gaan bou een van 'n goue beeld, gaan bou hy net daarna. Jy kan gaan lees met die Daniël, dan gaan sien jy wat het hy gedoen. So, dit is die groot gemors vir die wêreld en die mense. Ons is almal arrogant. Weet jy nie, dis verskriklik eintlik. Jy kan maar kyk, die meeste mense, pastore, mense wat vir die Here werk, laat die Here net bietjie begin werk hier onder dink hulle is hulle. En die Here wil die eer kry. So as jy hom nie gaan eer in die koninkryk wat hy jou oor aangestel het, jy gaan jou wegvat. En as hier is presies. Maar ek sê dis geen pastoor, dis die mense wat daar pastoor wat hulle verafgod die pastoor. Ja, So hulle verhewe die pastoor hoor en dit is daardie wat pastoor dan Ja, weet jy, ek het nou die dag en ek gaan nou niks name noem nie. Ek het nog iemand wat hier ons in die kerk is, sê hulle was by 'n kerk en hulle dit was vir hulle baie lekker om by die kerk te wees, maar hulle sê vir my die mense verafgod die pastoor. Jy weet. So asseblief julle, kyk my vrou, sy sal vir my nooit sê eers vir jy het al reg gedoen. Sy sal niks doen. Ek sê vir hom baie keer net hier is ek hier. En die doen nou dat ons hulle meede. Tot toe. Ek sê net vir jy bly waar die Here jou hoor. Ja, okay. So nou hierdie kop, so die kop het toe op die einde sal jy nou sien, het hy nou gaan 'n beeld bou en hierdie massiewe beeld en hy wil nou sommer hê Daniël se vriende moet aanbid vir die beeld en waar beland hy op die ou end? Laat ek net vir jou sê, as jy vir die Here wil aanvat net, gaan jy gras vreet. Hy gaan eet soos 'n koei, gaan eet hy gras. As jy gelukkig is. Huh? Ja, as jy gelukkig. Okay, sê nou kom hy. Sy bene van yster, sy voete gedeeltelik. Okay, ons is nou 'n bietjie vinnig, nee, ek het nou by die kop gewees. Ja, pastoor, ek het klaar gelees, jy moet aanlees. Het ek klaar gelees? Ja, daai deel gelees is die tweede een. Sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. Wat sê hierdie goed vir ons? Dit meen nie. Dit meen nie. Dit is eintlik die swakste produk wat daar kan wees. Dis hoekom daai, het jy nou gedink hierdie mooi groot beeld wat daar staan nie, maar hier onder met die voete, waar kom die voete van klei vandaan? Bou op sand.
Ek bedoel as jy nou dink dat daai rots van die Here, as hy daar los gaan hê en hy slaan daai ou voetjie van klei. Okay, jy het gekyk dat daar sonder toediening van mense hande 'n klip losraak wat die beeld getref het aan sy voete van yster en van klei en dit fyn gestap het. Okay, so dis waar ons nou is. Ons is nou so naby aan hierdie tyd. Want die rots gaan losraak. Jesus Christus se koninkryk. Maar die 7 jaar van verdrukking en die wegraak. En dis nou waar ek nou met baie teoloë verskil. Hy sê net Jesus kom terug en hy sit sy voet op die Olyfberg en dit. Ek glo in hierdie 7 jaar tydperk wat ek dink ons nou baie, ek weet nie of ons al kan amper nie begin lees nie, maar ek dink regtig hier 2028 hierdie tyd wat nou gaan gebeur. Gaan julle sien hierdie 10 konings, hulle is klaar daar. Europa is besig om klaar in plek te val. Frankryk begin al vir hulle mense te sê, as jy nie merk dit nie, dit is nou maar die inspuiting, die inenting. Maar dit gaan nie lang wees nie, dit is 'n voorbereiding. Dan gaan jy nie kan koop nie, jy gaan niks doen nie, hulle gaan jou vervolg, die ergste gaan gebeur, want ek glo die Here Jesus van volspat, voordat jy gedoop gaan word. En dis my sien. Alraai. Wil iemand ietsie daaroor sê? Normaalweg, as president of die hoof van 'n land, as daar non-doets ergens gebeur in 'n ander land, en dan vat hy al sy ambassadeurs en voete in en uit, voordat daar... Het jy dit bedink, Robert? Het jy dit nou bedink? Of weet jy dit, man? Jy is militair. Dis hoe werk. Ja. Hoor jy wat ek sê? So, wat gaan die Here met ons doen? Hy gaan sy ambassadeurs wegvat. Hy gaan ons eers wegvat. Hy gaan ons beloon en ek bedoel die regte sin. Ek het dieselfde gedagte nou. Dis baie mooi. Wanneer daar oorlog verklaar word, dan kom die ambassadeurs word teruggeroep. Ja. Ons gaan geroep word. Na die koninkryk toe. Want ons moet saam geroep van 'n stem van als in die plan van die versuim van God, met 'n Christus te stel as op opstel, en 'n oomblik in die oog van sy tyd in die dood. Daar sê ons geraai. Sterflik en sterflik aan. Daar is nog 'n lopende Bybel. Ons gaan dit Sondag lees. Ek gaan dit nou vir julle lees. Ja, maar dan gaan ons Ja, so dan moet dit wees, nee. Is net 'n voorbereiding wat gaan kom. Dit is net om te kyk wat die gewilligheid van mense is om groepsdruk te aanvaar om sekere rigting te gaan. Sê maar dit kan ook so wees. Dis is net ons verskillende dinge. Die praat ons oor die mark van die diere en alles en ek praat dus emosioneel daar. Ek sê kom. Hy sê vir my as ons nie kan koste nie. Dis maar voor ek. Eerste wat jy moet doen, gaan jy klas. Ja, maar dit is my die eerste wat probeer. En hy sê nee, dan gaan hy 'n stukkie vleis in sy been of sy. Hy sê dit kom weer. En dan begin toe hy want net die gedagte dat ons nie wag kom so te sê ek kom aan weer my voor dit. Hy doen dit aan wat sê. Ja, die ding is Nee. ja, ek weet hoeveel ek het van julle maar ek weet ek self, sy self, so Nike self, so Nike geval dat dit nog van die weg. So dis verseker dat daar 'n wegraak van ek glo 100% dat van 'n wegraak van die van ek het gesien ek het pastoor self. Ja, ek onthou dit. So dan hier sal ons het altyd gegaan. Ons gaan die Here van ons behaal. Ek glo dis my sin die Here gaan hy ons behaal voordat Ja, en dan ook so wanneer sy merk van die dier. Nog iemand wat iets wil sê? Is dit veel lekker as ons tussenin praat? Ja, nee. Dis onder die lekker nie trek om te kan preek. Dit reg om preek met soms. Dit reg. Jessie. So ek glo as dit so gebeur, dat ons so begin is baie om die merk te vat. Dit is dan voorsien. Amen. So, kom, as dit moet gebeur, ek glo die Here sal ons help. Ek persoonlik vertrou regtig dat dit die tyd gaan wees waar die Here sê as ek dit nie vir julle gaan, as ek julle nie gaan wegvat nie, gaan julle sukkel. So ek glo dit gaan 'n groot gesukkel wees om op die ou end
terwyl om die merk te vat, die kinders nie te versorg nie. Ek dink dit is die groot ding as jy kindertjies het wat jy moet versorg, nee. Ook wat, ja, dis Korintiërs wat sê. Nee, dit is lekker as jy dit moet praat. Kom praat, so is jong. So, ons gaan net nie die Matteus lees, maar Lukas, hoeveel is dat? Gaan lees Lukas oor die kom. So gaan lees dit bietjie julle, dat ons regtig, dit sal vir my lekker wees as ons nou, hoe meer ons nou gesels, dat ons 'n bietjie meer skrif het. Is dit reg so? Nog iemand? Soekie, ekskuus. Ek het gelees dat hy sê dis die merk van die dier. Maar die dier is die anti-kris. Die anti-kris kom nie voor die kerk weggestaan. Ja. So ons kan nie die merk van die dier vat nie. Dis baie mooi, né? Hierdie vrou het nou insig hierso, né? Ons kan nie die merk van die dier vat nie, want dit is die merk, die anti-kris moet eers kom. Hy is die dier. Hy kan nie kom as ons hier is nie. En hy gaan nie kom as ons hier is nie. So ons kan nie die merk vat nie. So ons dink 'n bietjie oor dit. Ek kan nie teks vir julle eventually kry. Okay. Maar ek dink ons gaan dit weet. Alright, nog iemand? Yes. Sê net vir Lukas 17. Lukas 17. Pastoor, yes. ek wil net gou sê, Abraham se seun, wat is Abraham se eerste seun? Ismael, wat ons sy maat ons gevat en toe sê weer ons vader en hom in die bos gesit en hom verlos wat hy dood was. Ja. En toe die Here gekom wat gesê, ek het die babatjie gebore. Staan op en dan gesond. Ja. Ja, God kyk 'n babatjie is nie jou syde. Hy sal sorg. Ja, en babatjies en kindertjies gaan nie hier doen. Ja. Dit is alles koninkryk, so hulle gaan. Okay. Goed julle. Okay, so ons is nou ter gelykheid die yster, die klein koper, die silwer, die goud fyn gestamp en dit so skaf geword is al die ou koninkryke. Fyn gestamp. Kan so skaf geword met die dors oor die somer, wat die wind wegneem sodat geen spoor wat gevind is nie, maar die klip wat die beeld getref het 'n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Dink julle die koninkryk van die Here kan groter word? Ja. Nie in die hemel. God kan nie groter word as wat hy is nie. Maar hy gaan sy koninkryk op aarde groter word. Hy gaan hier begin vestig. Onthou is nou sy koninkryk in die hemel. Ja, is in ons hart natuurlik. Ons is sy kinders en hy woon in ons harte, maar onthou wanneer Jesus gaan kom, wanneer ons nou praat van die wederkoms wat hy op die ouend op die lyfwerk gaan trap, wat ons vir 1000 jaar gaan regeer op aarde saam met hom, gaan hierdie sy koninkryk. Dis jy baie? Onthou, ons is nou woon die Gees van die Here binne ons, want die Heilige Gees is binne ons, want Jesus is nie hier nie. Ons is die liggaam van die Here Jesus. Maar as hy ons gevat het en ons voor die regte stoel laat staan het en ons 'n kroon gegee het en ons kom saam met hom terug, dan is Jesus hier. Dan is ons weer saam met hom. So Jesus is dan nie in ons hart nie, Jesus is dan by ons. Maak dit sin? Alright, dit is die droom, sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. U word koning van die konings. Hoor wat sê hy van hierdie koning, né? As hy by die Here gebly het, was hy ook vir die groot meneer. Aan wie God van die hemel die koningskap, die krag, die sterkte en die eer verleen het. Want alles wat ons hier doen is van die Here af. En as ons dit erken, dan gaan ons in die koninkryk van die Here kan baat en ander mense laat baat. Maar sodra jy begin dink, dis myne, natuurlik. En in wie se hande in die hele bewoonde wêreld die mensekinders, die diere van die veld en die voëls van die hemel gegee het, sodat hy as heerser oor hulle almal aangestel het. U is die hoof van goud. U is die goud. En na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u. Daarna 'n ander, 'n derde koninkryk van koper. Wie was die silwer? Kan julle vir my sê? Wie was dit gewees? Die Mede en die Perse, nee. Toe die derde ene, wie was dit gewees? Romeine. Die Grieke. Die Grieke, dis die derde ene gewees, nee. Die vierde ene, wie was die eyster? Die
Die Romeinse Ryk. So dit was die koninkryk van koper was die Grieke wat oor die hele aarde en die vierde koninkryk sal hard soos yster wees. Jy weet almal hoe die Romeinse, dit was in die tyd van Jesus, toe Jesus op aarde was die Romeinse tyd, nee. En die vierde koninkryk sal hard soos yster wees, juist omdat yster alles fyn stamp en verpletter en soos die yster wat vergrys, sal hy dit alles fyn stamp en vergrys. Is dit nie wat gebeur het met die Romeinse Ryk? Hulle was absoluut soos yster. Hulle het alles, hulle die mense gekruisig, hulle het die grootste wreedagtigheid gedoen, wat daar ooit kan wees. Dit is die Romeinse Ryk. Nee. Goed, en dat die voete en die tone, soos jy gesien het, deels van pottebakkers klei en deels van yster was. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het. Nou, dit is waar ons nou is. Ons is absoluut hierso. Die mense sal nooit saamwerk nie. Hoor nou wat ek vir julle sê, hierdie 10 gaan begin stry en hulle gaan mekaar hulle gaan vir mekaar tot niks maak nie, en dan gaan die anti-Christus opstaan. Dan gaan daai een man opstaan, hy gaan wonders en tekens begin doen. Mense gaan, wow, hier is die valse Christusse gaan opstaan, hierdie man en die valse Christusse gaan vir mense. Hy sê selfs die heiliges gaan hy verlei. Ja, gee dit vir my. Want jy sien dit met vers 24, want daar sal valse Christene en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik is ook die uitverkorenes te beslei. 24 vers 24. Dis die tyd waarin ons nou gaan wees. Weet julle broer en suster, as die kerk op die swaarste tyd van ons lewe is, nee, dan is dit nou. Kan ek vir julle sê, nee, as ons nie naby aan die Here Jesus gaan bly nie, nee, gaan jy terugval. En ek sê dit vandag vir myself. Ons gaan moet verskriklik versigtig wees, want die wêreld gaan vir ons goed te wys wat ons dink is reg. Weet julle, as ek hierdie nuwe geldstelsels en al hierdie goed sien, dan sien ek net, einde is naby. Bitcoins en al hierdie goed, jy moet weet, die sentrale geldstelsels, al hierdie goed is besig om op plek te kom. Hoor wat ek vir julle vanaand sê, die woord van God sal sy waarheid sal bewys word oor en oor en oor. Hierdie is die onverskrokke woord van God. En waar het ons meer gesien as in hierdie laaste 2 jaar? En waar is die kerk amper op sy swakste as in hierdie 2 jaar? Omdat ons ander goede navolg en ons volg nie die Here. Pastoor, ek kan nie onderwerp af, net iets wat ek nou wat my opkom. Die mense wat belangstel van YouTube, ex-moslims. Die Here is besig om die moslim-nasie in hulle duisende te bekeer. En hulle Jesus verskyn baie. Die moslims, wat noem jy dat hulle apologetics so voel. Ek het videoklips gesien toevallig op dit afgekom en toe gaan soek daarna, waar hulle smeer die imams of wat ook al hulle doen, dat hulle moet 'n plan maak, want hulle mense hardloop weg by die honderde. So hulle raak al bekommer oor hulle skape wat ander weiding gaan soek. So ek weet nie hoekom nie, maar dit is net vir my so, as wat het gebeur met die Jode? Jesus het die Gentiles 'n kans gegee. Wat gebeur nou met ons? Hy begin nou die moslems intrek. So wat ons gebruik nie ons ore oopmaak. Ons moet ons ore oopmaak, die kerk van die Here, die heidene wat ons eintlik is. Ek bedoel, uit genade is ons almal gered. Ons is heidene. Ons is heidene. Maar ons het die genade van die Here gekry omdat Israel hom verwerp het. En ek bedoel, daar gaan nou 'n tyd kom en dis nou eintlik na die wegraap. Amen. Van Israel die swaarste kry wat daar ooit gekry kan word. 'n Land gaan vertrap word. Israel gaan verskriklik swaar kry. En op die ouend van die Here Jesus Israel kom. En hy gaan sy voet op die en Jode gaan hom begin weer aanvaar. En dis wonderlik. Onthou net, God bly baie lief vir die Joodse volk. Dis sy volk, nee. Maar op hierdie stadium gebruik hy die kerk en die kerk is heiden in die heidenheid en die Here Jesus gee die heidene 'n kans om gered te word. So ons kan nie trap op genade. Amen. Die genadetyd is besig om uit te loop vir die kerk en vir mense wat die Here Jesus doen. Okay. Goed, ek het daai keer gelees. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar gemeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vaskewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. Maar in die dae van die konings
sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daarna einde aanmaak, maar selfs sal dit ewig bestaan. Dis ons Jesus se koninkryk. Kan julle opgewonde wees? Amen. Dis ons Jesus se koninkryk. Net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mense aan 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, koper en die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. En die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Okay, so dis die tyd waarin ons nou is, 'n tyd van diktators, 'n tyd van konings, 'n tyd van yster en klei wat gemeng word, en dan eindig dit in die anti-kris. Nou kom ons lees gou oor die, ek dink hierdie is nou oor die wegraap. Ons lees oor die wegraap. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie tree soos die ander wat geen hoof het nie. Het julle weet mense verloor in die tyd? Weet mense dat hulle lewens verloor? Ja, dan meeste mense het lewens verloor. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dis die hele reddingsplan van God, nee? Jy moet net glo dat Jesus gesterwe en opgestaan. As jy net glo in sy sterwe, dan is dit nie volmaak nie, dan is dit nie voltooi. Wanneer jy glo in sy sterwe en sy opstanding, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Okay, so kom ons praat gou 'n bietjie, help my gou nou. Waar dink julle is die mense wat nou dood is? Wie is in die graf? Wat is in die graf? Liggaam. Okay, maar wat is in die graf? Liggaam. Liggaam. Okay. So waar is hulle? As ek nou julle dink nou as julle my hier sien nie. Dis ek. Nee. Dis julle sien alweer. Maar waar is ek? Binne, is ek die siel. Siel, gees, liggaam. Gees, die mens. Waar is hulle nou? Hulle is nie van het ek. Die liggaam is nog nie. So wat moet nou gebeur? So wanneer Jesus gaan roep, die woord sê, hy gaan roep soos 'n aardsengel, nee. Wie gaan roep? 'n engel? Jesus. Ja. Jesus gaan roep. Want dit is net sy stem wat jy gaan hoor wanneer jy onder is en wanneer jy daar by hom is. Want daar moet 'n twee moet by mekaar raak. Okay. Dis maar dit mooi. Dis ook 'n voorbeeld van 'n mens sê my soul is the peace. Ja. Dit is RIP woorde. Okay, julle. So wat ek gebruik nou baie keer, my pa gaan nou hier op, sy liggaam gaan opstaan, want my pa is wat moet ons nie pa sê. Ag, jammer dat ek so van my pa praat, maar ag, ek mis hom nog wel, ek sal nog wel raak om hom nou te sien. 30 jaar doen. Maar ek sê dat net stof oor is. Dink julle as die Here iets stof oopgemaak het, dan kan hy nie weer iemand stof wat opstaan. So sy liggaam gaan opstaan in daai oomblik. Hy sê in 'n oogwink gaan hierdie liggaam wat opstaan weer kombineer met sy gees, né? En die Here gaan hom, hy sê hy gaan ons verander. Dit is so mooi en daar's dele wat sê hy gaan ons verander van heerlikheid tot heerlikheid om soos Christus te wees. Nee, want op die ou end gaan ek en jy soos Jesus wees. Daarom. Yes, jy is mooi nie, maar jy is so mooi. Op die ou end, as jy nou waar Jesus verstaan, sê ek wil kom verander, ek wil vernuwe. Ek wil deur hierdie hele proses van lewe waar jy my gedien het. Ek wil elke dag verander. Dis hoekom ons so moet verander in ons lewe. Want wat is die doel om soos Christus? Okay. So, die liggaam gaan opstaan. Hulle kom van die paradys af. Jesus kom hy kom nie nou al sy voet op die Olyfberg sit nie. Hy sê in die lig. Hy roep hulle van die wolk af. Hulle is op die wolk. Jesus staan nie nou al op die Olyfberg nie. Wanneer staan hy op die Olyfberg? Met die wederkoms.
as hy kom beklei. Hy is nou in die lig, want hy gaan nie nou om vuil maak met hierdie aarde nie. Hy wil eers hierdie aarde kom met 'n klip tref. So hy staan op die wolk. Hy roep soos 'n aardsengel. Hy sê, kom na my toe, my kinders. My pa gaan nie op. As my pa hier verby my trek, dan maak die Here my voete so lig. Ek kan nie met hierdie krag self nie. Die wederwaringskrag van Jesus Christus, die opstandingskrag wat die woord sê, van Jesus Christus, verander my. Hierso, ek bly nou in die lewe oor. Hy sê, hulle het in die lewe oor gebly. Gaan ook saam met hulle, maar my pa gaan net so voor my weet. Ek gaan eers vir Jesus kyk en dan sê, maar Jesus, ek en ons gaan die Here tegemoet in die lig. En daar vat hy ons hemel toe. Ons gaan voor die regters toe staan. Ons gaan nie veroordeel word nie, want hy het ons vrygekoop. Ons gaan beloon word, tyd meer van. Daar's ook gesprek is wetenskap. Ja. Kyk, onthou dat dis nou heeltemal 'n debat op sy eie, maar ons natuurlik gaan jy mos nou, as jy mos nou jou krone kry. Miskien, ek dink nie die Here gaan ons verneder of wat nie, maar ek dink die Here gaan vir jou sê, hoor hierso, weet jy net, hierso, dis jou hele lewe net. Dis waar ek eintlik wou gehad het jy moet. Dis eintlik die krone wat ek vir jou gehad het, maar dis wat jy nou kry. Ek bedoel, ons moet weet, nee, God is 'n regverdige God. As jy nie verdien het om sekere krone te kry, dan gaan jy nie seker is. Hy gaan die kanse wys. Ek glo dit vir julle. Maar die wit troon oordeel is heeltemal iets anders. Dis aan die einde van die 1000 jaar wat die duiwel eers weer los sê van sy kinders gemaak word. Hy word losgemaak vir 'n tyd wat nou eintlik maar net saam met Jesus se koninkryk gehang het en gesê, "O, dis lekker maar ons maak nie meer om." So daar sê as jy ook sterk het die kinders. Eigenlijk is net daai so sê daar is die jonges wat op al in die middag kry die Europese. Ja, self Dit is mooi wat hy hier sê nie. Onthou, al wat ek net vir julle kan sê is dat hy verduidelik iets eintlik wat ek kan nie vir julle dit verklaar nie, want onthou God is 'n regverdige God. So dink 'n bietjie aan die mense wat sleg. Sal hy glo julle dat hy slegte mense ook verskillend sal beoordeel? Hulle het nou nie Jesus aangeneem nie, maar hulle gaan voor die wit troon oordeel staan. Hy gaan die boek oopmaak. Hy sê daar word boeke geopen wat hulle werke wys. Maar as een boek wat geopen word, die boek van die lewe. As jy dit gevind word dat jou naam nie in die boek van die lewe is nie, dan gaan jy nie die ewigheid kan beerwe nie. Maar die boeke wat geopen word, is boeke van werk. Daar's mense wat baie goeie lewens leef. En dis nou my opinie hierdie julle. Ek gee nie nou vir julle iets wat ek nou in die skrif nie, maar alhoewel daar skrifte is wat dit vir my amper staan, dat die Here gaan regverdig wees, as Hitler nie ergens tot bekering gekom het, wat menslik vir hom moontlik, gaan hy ou gas kry. Hy gaan voor met die duiwel. Maar moenie dink die duiwel gaan hom met sy vurk steek nie. Die duiwel gaan saam met hom in die vurk steek. Ons sien altyd die prentjie van die duiwel steek in die vurk, dit is 'n vuur en hy gaan saam met hom. Hitler, as hy nie die Here Jesus aangeneem het nie, gaan hy baie swaar straf kry. Waar daar goeie mense op aarde was, wat nie kinders van die Here is, wat ek glo in 'n ander orde van God se straf. Ek sê nie hulle gaan nie in die hel nie, want hulle kan nie hemel toe gaan omdat hulle Jesus Christus nie aangeneem. Jy weet, daardie ding wat jy van praat, gaan ek vir jou eerlik sê, gaan ek 'n bietjie moet gaan meer studies oor maak. Want jy iets weet, hy het ons 'n gelykenis vertel waar hy sê dat aan die einde van die dag het die mense dieselfde waarde gekry in beloning. Nee. Ik krijg een sleutel, dat is zeker voor de koninkrijk, maar die zou dan niet over keer. De eerste over Jezus verkeerd en gezegd, dat is niet aan de weg. Die krijgt dus een mooie naam. Zo ja, enig iemand kan bekeren. Zij kroon genomen is voor Jezus de oude.
is die hele lewe. Jy sien maar wat hy nou praat is, nee, hy praat oor daar wanneer Jesus of wanneer die werkgewer aan die einde van die dag dan het daar party ouens 8 uur al ingekom en begin werk. En hulle het gewerk tot 5 uur vanmiddag. Maar daar het 'n ou 10 voor 5 daar ingekom nie. En hy dieselfde geld kry. Dis waaroor hy praat. So kom ons net 'n bietjie lees werk, hè. Kom ons kyk of ons 'n bietjie. As jy ons genade is presies dieselfde. As dit net. Sy genade is presies dieselfde, maar onthou, daar is absoluut deur die woord wys daar beloning. So die beloning as jy as jy hemel toe gaan, is dit 'n beloning. Nee, verseker. Dis 'n rede. Ek bedoel, jy sal nie vrede in jou hemel hê. Jy sien die hemel. Hoor is ek sê dit is 'n beloning. Ek wil sou as Jesus op jou like perde ry. Dis jou rede. Dit kry jy uit genade uit. Jy kan niks doen om dit te kry. Jou loon is deur wat jy daarna gedoen het. So as jy soos die man op jou kry dood is, sy loon kan dieselfde wees as myne en julle, want hy dieselfde vergifnis ontvang. Maar dit sê nog nie hy dieselfde salaris verdien. Dit is nou weer 'n ander onderwerp. Dis net as jy 'n bietjie kom ons lees 'n bietjie daaroor, dan kom julle vir my volgende week net 'n bietjie praat. Sit reg. Ek dink dit is baie mooi weer daar. Ek het dink iets so nou dat ek lees kontekste oor belonings en trone en al die goede. Maar daai is iets wat Jesus te sê. Kom ons kyk of ons verstaan wat hy daar doen. Ons moet weer sien. Is die beloning nie dat jy Ek bedoel, dit is verseker 'n beloning. Want hy het nou net sy lewe gegee voordat hy sterf het. Ons het ons lewe vir Jesus gegee vir ons kinders was. Ons hele lewe. Ons gaan ook hemel. Hy gaan hemel toe, dis sy beloning. Aan die einde, daar is daar. Maar wat jy gedoen het, dit is 'n ander saak. Ja. Want die ou is niks vir Jesus gedoen. Hy is gered. Ja. Hy's daar. Dis sy. Ja, sy beloning. Hy het 5 minute voor 5 begin werk. Sy beloning is hemel. Maar kyk as julle nog ietsie wil vir ons volgende week sê daaroor. Ja. Jou werk is beloning. Okay. So daar is ons was so daar. Dit moet my daar kom sien. Maar ek weet jy sê volgende week die hoofspraak. Ons 5 kroone wat jy kry. So ons het daar gedoen in die hoërskool en die 15 kroone wat jy kry. So daai ou gaan nie die 1 kroon kry nie. Die kroon van die lewe. Dis mooi, jy moet dit vir ons gee, want ons is volgende week. Sal jy dit vir ons bring? Die vrou is ook bang. Sy wat gesê. Ekskuus. Jy het dit. How much you've done well, what you're willing to do, whether that is small or great. Sure, because he says that in the word. He says, if I blow on it and this fire comes on, he says some will be like oil and stopples. It will just be gone. You will have done a lot of good, but it will be perhaps, yes, it's me that's good. I am a good man. Then the Lord immediately blow on it and it's gone. But he said, if you like gold and silver, and his purifying fire is coming through you, he will make you more pure. And that is what stays it. Okay. So there will be people that's doing very good, but they want to know, I gave $1 million for that. Almal moet weet ek het dit gedoen. Die Here sê dan, it's nothing. You've got your reward. You've got your reward. En ek glo dat daai werk, alles wat jy, dit alles gaan heel iets van wat jy die aarde waar jy kan staan. Ek dink so, ek dink hy, julle ons besef nie hoe goeie regeerder ons is. En hy piek ons hoor, hy piek ons vir die sekere talente wat hy ons gegee het, goed wat hy ons gee. Dink jy vir een oomblik net, ons is so kosbaar deur die Here hier gemaak. Dink jy nie hy gaan ons verder vat en ons laat ontwikkel in die
ultimate van wat ek hier op aarde kon doen. Hy gaan my ontwikkel, as ek nou in 'n sekere mate ontwikkel het, en hy begin my verander om soos hy te wees, gaan hy my in my persoonlikheid en my menswees ontwikkel tot die maksimum wat hy vir my wil. Ja, weet julle nie, die goeie werk wat hy in ons begin het, sal hy volëindig. Ja, ons almal is besig met dit. Weet jy? Ja. Dis 'n wet. Maar dit is eers die tweede en derde. Ek het die wet ook volbring. Ek het die wet ook voltooi. Ek dink die groot ding is om hom te voltooi. Die om die wet voltooi is baie belangrik. Julle, hoe laat is dit? Daai sê ons 18. Ag julle nou dit in die begin van die preek. So raak ons op volgende keer. Ek wou nie of ek moet die help praat, maar daar het hulle gesê van daar is verskillende plekke vir verskillende mense by die ergste gedoen. Ek gaan vir julle 'n bietjie woord gee volgende week. Het jy gee vir my woord van dit wat julle kry oor dit. Dis Hades, Shaal, Kakaris en Bis. Okay. So sekere mense gaan dieper vlakke en hulle gaan erger getortureer word, hulle gaan erger Dit is in die woord. Dit is in die woord. So gee vir my van as julle nog goed daaroor kan kry, gee dit vir ons. God is 'n regverdige God. Amen. Moenie dink God gaan met iemand wat 'n goeie mens was en 'n mens wat mense, vrouens van krag het en kindertjies gemolesteer en gegoed het, as hy nie by die Here uitkom en genade in sy oë gekry het, gaan hy in die put van die hel, gaan hy so die swaarste kry. Ja. Okay. So God, ons kan nie daar verbykom dat God regverdig is nie en dat God dit reg sal bestuur. Die een wat die swaarste gaan kry, is die een wat die slegste gaan wees. Okay. En so dis hoekom ons het op 'n tyd, die kerk het vir my 'n baie lang tyd nou geloop net op genade. Dis waar. Die Here Jesus het genade aan ons bly, ons is op ons pad hemel toe, maak nie saak, ons hoef niks te doen. Laat ek nou vir julle sê, jy skiet jouself in die voet. Ons het soveel vir die Here om te doen. En moenie laat ander weet en brek en te kere gaan nie, want dan is dit weg. Maar wanneer hy jou suiwer en jou mooi maak, gaan hy op die ou en vir jou, ag man, weet jy gaan net so mooi. Yes. Daar is 'n mooi mens op hierdie aarde. Daar is 'n mooi mens. Ek sê nie net sy moet sê nie. Ek het ook 'n binne. Baie groot binne. Ek weet ook ek bedoel. Ek weet ek lyk so 'n bietjie anders. Kom ek kan ek gou weer praat. Hoe ek dink julle gaan ons wees soos in die hemel. Op ons bos. Hy dink dat hy Almal is die slimste en die domste besluit. Almal 32. Jy gaan nie 7 dae in die hemel. Jy gaan mooi, jy gaan sien. Jy gaan in daai mooi rokkie toe hier om was so. Dit is so lekker goedjies om te doen. Ek bedoel, dit moet so lekker om opgewonde te wees. Hoekom moet ons so ernstig wees oor alles? En as ons iets komies kan hê daaroor, ek dink die Here lag saam met ons. Is dit reg? Hy het 'n sin vir Daar's iets mooi om te die hele man, weet jy, ek sê vir die Here, dit lyk eintlik soos 'n sprokie. Want dit is so mooi, nee, wat die Here kom bly geraak. Ek is so jammer dat ons wat sê jy jongen? Observeer jy? Okay, julle wat nog nie die preek van Sondag gaan luister, maar gaan luister die preek op WhatsApp of wat is op YouTube. En ek wil vir julle sê, as julle nie nou in die kerk sien, mis julle. Ek het gedink die woordskool gaan vol wees vanaand. Ek is eintlik al. Ek is nogal van Sondag, ons het op, daar was so praises van julle. Is dit vir julle lekker? Haai julle, hè? Ja, dis lekker om hier te hê. Dis hierdie is nou nie 'n wonderlike gebou en alles nie, maar hier is die kinders van die Here saam. En omdat die gees van die Here binne in hierdie kinders van die Here is hier net so 'n presence wat vir my, is van so om dit saam te doen. En ek is so jammer dat daar mense is wat dit elke tweede week mis, elke 4 week mis. En wanneer jy gaan shopping doen, ek dink die Here het dit hoor ek die Here op die mense in die slaap.
Yes, weet jy hoe dit uitkom was toe jy kan kos koop. Wat gaan jy nou kos koop? Wel, ek gaan nou kos koop. Hier nog 6. Okay, julle, so dis nou 18, nee, net nog. Wie is baie opgewonde om ons te bid? Wie wil ons bid? Julle moet. Wie wil ons bid? Rian wil bid. Hy staan al. Wil niemand bid, maar net Rian bid. Nee, ek wil net iemand 'n kans gee want ek weet jy wil bid. Okay, Kom bid pastoor, ja. Ons bid, maak vir u oop. Here, aan u die lof, die eer en die aanbidding. Here Jesus, ek wil vanaand vir u baie dankie sê. Here, as ek so luister vanaand en ek luister na al my boeties en sissies, Here, dan is daar 'n opgewondenheid in elkeen van ons, Here Jesus. Dit borrel, Here, ek het net nou voor ons gekom het, daai liedjie by my opgekom, dit borrel in my, want Jesus leef in my. En Here, ek wil vra, Here Jesus, dat elkeen wat vanaand hier uitstap, Here, dat daar 'n nuwe borreling in hulle lewe sal wees, Here. Here, raak elkeen aan geestelik, Here. Trek ons meer in, Here. Lei ons meer, Here, dat daar waar mense is op die pad, Here, dat ons oë sal begin oopgaan, Here, om hulle op die regte pad te kry, Here. Here, soos ons hoor, die koms van U is so naby, Here. Elkeen van ons, ek meen ons kan dit voel, Here. Ek kan dit voel, Here, dat U so naby aan ons is, Here. Ek kan nie meer wag nie, Here, maar daar's nog soveel siele wat ons moet bereik, Here. En Here, ons wil nie met rooi gesigte, om so te sê, voor U staan, Here. En ons het nie gedoen wat ons moes doen nie, Here. Heilige Gees, ek wil U vra, lei ons. Wys ons waar ons moet gaan. Leer ons. Here, dat ons meer in die woord begin soek, Here, meer in die woord begin leef, Here, want ons weet die tyd dat ons in leef is duister, Here. Maar ek wil vra, Here, wees die lig vir ons nog elke dag, Here, sodat wanneer ek my voet voor my ander ene sit, Here, dat dit nie sal gebeur as dit nie U wil is nie, Here. Here, ek bid en ek vra vir elkeen wat hier is vanaand, Here, dat U seëning op hulle lewens sal rus, Here. Here, daar waar hulle mag gaan, Here, die mense wat hulle mag aanraak, Here, dat dit gesalf sal wees, Here, dat mense sal weet dat hier loop 'n kind van God, Here. Here, ek bid in Heilige Gees dat die lig weer uit ons sal begin skyn, dat die vlam sal weer begin opstaan, dat die duiwelse mense, die Satan aanbidders kan sien dat hier loop 'n kind van God. Here, dat ons grondgebiede kan plattrap weer eens, Here, dat ons kan saamstap met U, Here. Ek bid vir elkeen wat hier is, Here, is hulle familie, seën hulle in Jesus Christus naam, Here. Bring ons almal die wat nou môre aankom saam bid, Here, bring ons saam hierso, Here. Here, ek bid dan so ook vir ons vir Sondag, Here, die diens wat vir ons voorlê, Here. Ek bid, Here, dat U alreeds die engele om hierdie gebou begin trek, Here, en sal begin afskort, dat moet afgeskort word, Here, sodat geen wapen van die duiwel 'n deurdringing in hierdie gebou mag hê, geen siel mag raak nie, Here, maar Here, dat as 'n Sondag hier inkom, Here, that your presence will be already here, Lord. Ek bid dit, Here Jesus, want U is groot en heilig, en ons sê dankie, dat U God is, die Almagtige en God alleen. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen.